Goeiemôre, dit is donderdag en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Ons gesels hierdie week oor Jesus tree weer in. Ons skrifgedeelte vir vanoggend is Johannes 20 vers 26 wat sê: 8 dae later was Jesus se disippels weer saam en Thomas was by hulle. Die deure was op slot en grendel, maar Jesus het tussen hulle kom staan en aan hulle gesê: Vrede vir julle. Een van die mooiste dinge in Johannes 20 is dat Jesus nie net een keer verskyn en dan is dit klaar nie, dis verby nie. Hy kom weer. 8 dae later is die disippels weer by mekaar en hierdie keer is Thomas by. Die een wat openlik gesê het hy sukkel om te glo, die een wat twyfel, die een wat nie by die eerste ontmoeting was nie, die een wat nie net sommer net saamgegaan het met die ander se getuienis nie. En wat doen Jesus? Hy kom terug. En dit wys vir ons iets kosbaar van Jesus, van sy hart. Jesus is nie haastig om mense af te skuif of weg te wys wat nog worstel nie. Hy is nie geïrriteerd met elke stadige hart wat lank vat om oop te maak nie. Hy trek hom nie terug van mense wat nog probeer uitmaak of verstaan of 'n werk wat aangaan nie. Hy's geduldig. Hy's vol genade. Hy kom terug vir die een wat nog in die spanning sit. En partykeer voel 'n mens asof jy die Here op een of ander manier gemis het. Jy hoor ander mense getuig van wat hy vir hulle doen. Jy hoor hoe hulle vertel van wat God in hulle lewe kom bring het en hoe hy dinge geskuif het, hoe hy gepraat het, hoe hy deurgebreek het, hoe hulle geloof gebou is. Maar jy sit daar en jy dink, ek's bly vir hulle, maar ek sukkel nog. Ek voel nog agter want ek het nie hierdie ontmoetings met hom nie. Ek verstaan nog nie heeltemal nie. Ek wens ek is ook al daar waar hierdie mense is. En Thomas wys vir ons dat sulke oomblikke nie die einde van die storie is nie. Die Here weet hoe om weer by jou uit te kom. En dit is belangrik, want die vyand wil graag vir jou fluister dat jy nou te ver agter geraak het. Dat ander dalk nog kan groei, maar jy, nee wat, jy het jou kans gemis. Dat jy nou maar net moet voorgee, dat jy glo en net saam met die stroom gaan, al voel jou hart nog nie heeltemal daar nie. Maar Jesus werk nie so nie, nee. Hy kom weer in die vertrek in. Hy kom weer met sy teenwoordigheid, hy kom weer met sy vrede, hy kom weer met 'n vars openbaring. En hierdie teks herinner ons, Johannes 20:26, dat Jesus se werk in 'n mens se lewe nie meganies is nie. Hy hanteer nie almal presies dieselfde in daai oomblik nie. En op presies dieselfde manier nie. Nee, hy ken mense. Hy sien wie nog worstel. Hy weet waar die hakplekke is, waar die stadige plekke is, en hy kom met 'n persoonlike genade na ons elkeen toe. Nie om ons in 'n worsteling te laat bly nie, maar om ons daarin te ontmoet en verder saam met hom te neem. En miskien is hierdie vandag jou troos. Miskien moet jy vandag hierdie hoor, dat Jesus het jou nie vergeet nie. Verseker nie omdat jy nog worstel nie. Hy het jou nie gelos net omdat jy nog stadig hierdie goeie nuus verwerk nie. Hy weet hoe om weer in jou spasie in te kom, in jou ruimte in te kom. Hy weet hoe om weer sy vrede in jou hart te kom spreek. Hy weet hoe om weer sy lig te laat deurbreek. Want daar is tye wanneer geestelike groei nie voel soos 'n groot momentum nie, maar soos Jesus wat geduldig weer na jou toe kom. Nie om jou miskien geestelik te verneder nie, maar om jou weer op te tel. Nie om jou weg te stoot nie, maar om jou nader aan hom te trek. Nie om jou af te skuif nie, maar om jou te herinner, ek is nog besig met jou. Ek is nog lief vir jou. Jy is nog steeds my kind. Familie, dink vandag hieroor. Waar voel jy op hierdie stadium van jou lewe geestelik agter of nog in 'n plek van worsteling? Ek wil jou uitdaag, nooi Jesus vandag in daai plek in en laat hom toe om jou weer sy vrede te gee. Kom ons bid saam. Vader, vanoggend is my gebed vir spesifiek vir die van ons wat nog worstel. Vir die van ons wat ook vandag na hierdie oordeenking luister en die woorde hoor, maar nog nie werklik op 'n plek is waar ons dit kan begin toepas in ons lewens nie. Ek kom bid, Vader, dat U vanoggend deur U groot liefde en genade by daai mense sal kom stil staan.
en vir hulle sal wys, U is met hulle, U is by hulle. U werk nog steeds met hulle ten spyte van. En mag U vandag vir hulle 'n vars openbaring bring. In Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vanoggend ingeskakel het. Môre is die naweekie en ek nooi jou uit om weer môreoggend saam met ons in te skakel. Lekker dag.